Vyf ligte kykers, baie welkom hier vir ons Emilia Romagna review, Kali. Zie je, tieflijk kom je net even Ja, lieflik. Ek is bly jy het 'n Williams Racing. Die blauw het my oorval. Ek dink behalwe dat daar 'n mooi Red Bull in die middel staan. Ja, hy verdien het. Kan ons nie veel ander kleure as blou hier neersit nie, met enige ander kleur buite dit of swak gedoen of Ja, nee. jy weet, en jy weet ek het net gehoor blykbaar jy weet vergelyk hulle die gap wat Piastri gelos het vir Max met die breedte van die N1. So ja. Hy kom verby. So, ouens, Ja. fantastiese Grand Prix. Ek moet regtig sê, Dit was. dis vir my absolute klug eerstens dat die FIA dat Formula 1 niks sê oor waar lê die toekoms van Imola nie. Ek dink die naweek het ons great racing gesien. Ja. En ek is jammer vir die van julle wat net dink die baan is te nou en te klein, julle moet gaan bars. Want daar is soveel frieke en history in daai baan. Daar is bewys jy kan verbygaan. Ek dink die DRS was nie so powerful nie. Maar dit het jou genoeg momentum gegee om 'n pass te maak. Ja. Jy sien, en dis Formule 1. Dit moenie maklik wees om verby te gaan nie. Ja, dit wou Verstaan jy? uit die bestuur uithaal. Jy moet kan later MotoGP nie. Exactly. Verstaan jy? Ons het die traction control maar goed nodig. Maar ook het ons ek bedoel as jy vir Oscar as iemand vir Oscar kan verbyvat, dan is die baan nie nou genoeg nie. Ja, nee. Ja. Maar weer eens, wat ek net sê is, ek dink en ek gaan nou maar baie wees, dit is een van my top 3 bane ooit, net omdat ek dit so geniet, die vloei van die baan. Ek gee nie vir jou 'n kans nie, hy het medium, high speed, low speed corners, side elevation changes. Baie tegnies. Verskriklik en met Imola bou jy ritme op. So dis baie old school vir my. Dis baie so Suzuka. Ek weet as jy daai S's vat in die begin, as jy nie jou ritme oor die naweek opbou nie, dan gaan jy dit mis iewers, verstaan jy? So love Imola en ek hoop rarig hulle hou dit daarso. Ek het ons al nie meer, né? Ja. Opbou oor die naweek, anders sê jy mis. Ja, verstaan jy. Ek weet nie hoe kom ons terug van daai ene af, hè? Nee, bly net daar. Die broodswet. Verstaan jy? Terugkom nie. Maar ek dink ek wil sommer van die begin af die wegspring analiseer, want ek dink dit was 'n behalwe vir die 2 safety cars in die WEC. Ek wil dalk iets ingooi net voor die wegspring. Gooi iets Ek hoop hy kwalies vinnig daar aankom. Ek weet nie hoeveel dit opgelet het. Jy het gesien hoe Ollie eintlik uitgemis het op kwalie. Weet jy wat, ek het jy daai gaan kyk. Ek het daai replays gekyk en ek weet almal sê hy was volgens my op die replays oor en oor wat hulle self wys op F1 TV, toe hy die lyn cross, dit is vir my rooi. Ja, en maar dit moes hulle het moes doen as hy lap time, dit is Ja, almal beklei dat teen en sê pad nie. Ja, maar almal sê dit was nie. So hy is die een wat moes deurgegaan het. Ja. En so nou met ander woorde wat hulle sê sy lap tel. Ja, maar ek sê dit was baie naby. Ek dink enigiemand kan dispute dat die rooi lig aan was toe die lyn gevat het, maar ek dink, correct me if I'm wrong, is die hot argument nie dat hoekom het hulle nie die rooi ligte net 'n rapsie later laat uitkom nie? Is dit nie die kwessie van die dag? Nee, dit was het hy dit gemaak voordat die rigte rooi gegaan het of nie, sodat sy lap kan tel. Ek ken nie die tegniese terme so goed dat ek nou 'n groot opinie daaroor. Nee, dis baie maklik. Hoekom ek dit wil
dis eintlik baie eenvoudig. As die ligte rooi is en jy is nie Praat jy van die 5 ligte of is dit die Ja, so as jy nie oor die wenstreep is as die tyd verby is vir quali nie, tel jou Ja, lap. maar nie. ons praat nie van die rooi liggies op die kant, die vlag. Ja, die rooi vlag. Vlag, nie die starting ligte nie. O, ja. Maar kyk, die rooi vlaglig het opgekom na hy oor die lyn was. Kyk, daar's mos 'n timeline. Maar die punt is dan sy lap in elk geval nie getel het nie. Laat Bortoleto het sy lap klaar gemaak. Ja. Nou dit, want dan dit is Maar wat- in my boeke voel ek net, jy weet, ek weet Ollie Beerman is nou Ferrari driver, Academy driver, whatever. Ek dink net Bortoleto het 'n great job gedoen. En op die regte tyd uitgegaan en ek dink Haas het hom net te laat uitgestuur en hy was unlucky met Yuki se kamikaze move en Villeneuve in. Verstaan? So maar weer eens, jy weet, ek dink Yuki sin of Colapinto? Colapinto. Colapinto. Yuki was dink ek vroeg. Ja, Colapinto. So En toe het Colapinto dan nie toe nou ook sommer deurgegaan na die volgende quali nie. hy het maar obviously Dis my weird. kon hy nie. Ek voel hy's 'n ou crash en jy 10de gekwalify. Alhoewel weer eens jy het op Merite deurgekom, dan is dit hang dit van jou span af om jou kar reg te kry, weg te spring in 10de Of jy kan. of van die pitlyn af. So maar ja, luister hier so daar teen al die boekies en teen al die voorspellings hier op 5 ligte en verskeie ander meer wêreldwye beroemde podcast het hulle almal gesê Norris of Piastri en Nico Max. Jy weet. En jy weet en Hy het hom dik stukke gevat. en weet jy ek moet dit gee vir Red Bull. Ja. Hulle het regtig hulle kar reg gekry want toe FP1 en FP2 uitkom dan maar nie goed gelyk jy hoor. Nee, hulle was Vrydag baie in 'n moeilike Ja, posisie. ek dink Max is die enigste ou wat zero geaffekteer was deur die safety car hierdie race nie, hè. Ja, ek Hy ry vir homself. Ek bedoel hy kan 2 keer onder safety car gepit het en is nog steeds vooruit gekom. hy het homself net in so vrek goeie posisie ingery. Maar dit is net wat ons nou elke keer al 'n keer wat ek bly sê. Is die talent wat daai ou het om 'n kar te ry. Want dit is nie net die kar wat goed is Maar nie. kan ek vra vir julle toe. Weet ons weet Japan was uit en uit Max geweest. Maar hierdie keer was dit Max en Red Bull op Merite. Hy het nie Paul sorry, hy het nie Paul gekry in quali nie, ek's jammer, dit was Piastri. Ekskuus, ja. Hy het hom net op die front row gesit. Hy het hom vooraan, hy het tweede weggespring. Ja, so ekskuus, jammer vir daai ene, foutjie. Maar Maar wat ek wel sê is nou dat hy voorgejaag het hy hierdie reis gewen op Merite waar hy nie net met goed gery het, maar hy het ook 'n goeie kar gehad wat kon compete met McLaren. Ja, ek wil nie noodwendig persoonlik die kar kritiseer nie, want ek bedoel obviously as jy kyk waar hy geëindig het. Ons het rede om kar te kritiseer wanneer die kar het nie perform regtig. Dis vir hierdie As jy kyk na behalwe en Max. Ja. Vrydag het hulle glad nie goed gelyk hier. Free practice 3 het hulle weer beter gelyk. Maar hulle was nog steeds nie vir my dat ek gesê het, okay, ek raak opgewoon of ek sê kom ons kyk wat gaan gebeur in quali nie. En ewe skielik ruk Max tweede plek uit in quali. Ja. So ek dink dit is 'n 50-50 nie. Ek sê ek sal nie die kar weggooi nie, maar ek dink nog steeds is 'n grootendeels dis is Max se talent. Daai verbygang by Oscar wat is net nou mooi en diepte gaan oor gesels. Ja. Dis uit en uit. Dis 'n topklas talent daai om daai gap te kry, te sien, te vat en dan te weet en die ervaring te hê en te verstaan. As ek verbygaan, ek weet ek sit met Oscar agter my. Ons weet nou al almal wat ons het in Oscar en wat hy kan doen. Is hy gaan moet spore maak want 2 naweke terug in Miami het Oscar sy stof gevreet. Of moes hy Oscar se stof vreet, want hy het hom gevat, as hy sodra hy die geleentheid gaan kry. So hy moet seker maak, hy kry vir hom in 'n posisie waar Oscar uittel. Ek dink net, ek vra die vraag vir julle, want ek dink vir my is dit net, hoe lyk dit vir die seisoen vorentoe? Ek is eintlik self kyk, as dit volgende naweek presies dieselfde lyk,
Okay, dis nou Monaco, so dis dalk 'n ander moeilike ene, maar kom ons sê Spa. As Spa byvoorbeeld dieselfde lyk. Dan kan jy begin sê, okay, wag. Dalk het hulle nou iets gekry in daai Red Bull wat hulle kon regstel. Okay. So ek sal ook net nog iets wil sien waar dit ek wil amper sê waar jy kan sê die kar speel ook 'n rol. Ja, maar En nie net Max nie. Dis ek sê ek wil nie die kar afskryf of sê ek dink dis soos Schumacher byvoorbeeld. As jy weet Irvine of Barrichello het goed gery, weet jy die kar werk goed. En dis waar ek sê, jy weet, Yuki het van die pitlane af deur gekom en 10de geëindig. Okay, jy kan nou redeneer safety car en whatever, maar ja, jy weet, obviously Yuki het 'n fout gemaak in quali, maar jy het gesien hy daar ingegaan met confidence. Hy was net miskien oorgretig in die Villeneuve chicane daarso in quali, maar op die einde van die dag, jy weet, is dit 'n geval van hy het confidence gehad en hy het soveel spoed in daai Apex ingedra. Iets wat Liam Lawson glad nie in die eerste 2 races nooit gedoen nie. So dit wys ook vir jou daar is dan progress, dan moet die Red Bull wees. Nee, dan moet dit gaan ek nie wegvee nie. En ek bedoel hulle het definitief opgradering op die suspension stelsel gehad. Hulle het 'n opgradering gehad by die cooling system, by die brakes. Hulle het jy weet 'n vloer opgradering gehad. Hier en daar het hulle by die sidepod het hulle daai overbite gehad, wat McLaren al lank hardloop, jy weet. En ons praat nie net van die overbite nie, hy het ook 'n fin wing wat uitkom. Ja. Jy weet wat actually Mercedes baie lank gehardloop het en onsuksesvol gehardloop het in 2022 en 2023. So ek dink Red Bull is besig om stadig maar seker hulle eie kar te verstaan van 2024, jy weet. En actually 'n baie beter job hierdie jaar te doen en ek dink persoonlik as enige iemand rarig 'n kopie wil maak, moet hulle Haas se nie se kar nie, maar die manier waarop hulle upgrades aanbring kopie, so ek gedoen het. Ek hoor jou. Weet om as daar iets is outomaties kleintjie en ek bring dit in, dit hou my kar heeltyd daar. Maak nie groot major once-off upgrades nie. dat jy 'n groot swaai het in watter rigting ook al nie. Want nou ek hoor jy. Want anders sit jy met die inconsistencies soos 'n Ferrari byvoorbeeld. Ja. Of 'n Aston wat duidelike update gehad het, Alonso qualify 5de en val terug in die race. Ferrari qualify 11de en 12de, maar kom terug en eindig 4de en 6de. Kom dalk baie anders gelyk het is daar nie 'n safety car of 'n safety car was, ons weet nie, maar punt is dat die race pace was weer fenomenaal en op 'n totale ander vlak gewees. So ja, ek dink net ek dink mens moet vir Red Bull ook bietjie krediet gee by Max die naweek. Stem. En wat hulle reg kry en dit na Adrian Newey. Jy weet, want ek dink na Adrian Newey en al die gerugte wat rondgeloop het verlede jaar het hulle pak gevat, maar hierdie jaar voel dit my hulle kry hulle goed so bietjie bymekaar. Iewers moet hulle begin ten spyte van 'n glasoog in die span, verstaan jy? So ja. Maar as jy jou opinie. Ek stem saam want ek maak dit 'n paar goeie moves en so wat hy altyd doen en ons weet as enigiemand ons skoon lig ry is dit voordelig vir die voertuig, dit weet ons dis al common vir alles. Maar wanneer laas het ons 'n Red Bull 20 sekondes plus of net ewen 11 sekondes of kom ons sê 15 of hoër sien uit die pak uitry. So dit vir my is genoeg bewyse dat die kar is baie beter as voorheen, want net vir die eenvoudige feit dat Max nie hoef te gebattle het in die cockpit om die kar om die baan te kry nie. So of die kar nou vinnig is of stadig is, die kar was drivable, baie beslis, maklik genoeg vir Max ook. Obviously dan die oop lug voor. Maar nee, ek dink is definitief in hierdie ronde is dit definitief meer as net Max is jammer, Yuki het soos amper seer gekry soos sleg ongeluk gemaak en van agteraf begin en is ook moeilik met die safety cars om regtig te gauge. Jy weet hoe goed die Red Bull was in terme van Tsunoda se race. Dis baie moeilik
Ek dink op 'n stadium het ons gesien die ander kat is aan en die ouens wat vroeg gepit het baie beter. Kyk Shaal, ek bedoel hy Shaal was het op 'n dit traject gedoen, vir tweede plek. Easy. En ons het nog al gesê op 'n stadium, yes, as daar nou 'n safety car is, dan is 'n paar ouens nou hard geskroef wat vroeg die ander kat gevat het. En dis die helfte van die voorlopers van die grid. Ek bedoel, 'n klomp groot ouens wat seer gekry het. Ja. So ja, is jammer ons kon nou nie dit gesien het by Yuki nie, want ek sou ook nog ons wou gesien het. En ja, hy het homself in die punte ingery, maar daar is definitief obviously baie luck daarmee te doen. In dieselfde asem was daar 2 ouens wat one-stoppers gery het. Was Yuki nou een van hulle? Nee. Dit was Ja, hy was nie een van hulle nie. die one-stopper ouens was wat een was Hulkenberg ja. en ek dink die ander een was Stroll gewees. Ja, het kan wees. As ek dit nie mis het nie, maar ja, en ek wil vir my verbeel dit was een van die Racing Bulls ook. Maar dit sê dan Lawson gewees het in die Hadjar. Ja. So ek dink hulle het nie ja, ek dink ook nie so nie. So ek dink dit was bitter min gewees. Ja, as ons kan begin by die wegspring. Ek dink dis lekker om te gaan kyk wat ons daar het. So Kali, as jy vir ons daai video kan opgooi, dan kan ons bietjie een met Oscar en Max gelyk. Ja, want ek dink ek wil net verduidelik hierso, jy weet, voor jy begin play daar. Ek dink as ek reg onthou het hulle verskillende responstye gehad op dit. So jy het vir Max wat die stadigste wegspring of reaction time gehad het van 0.32 sekondes. Dan jy vir Oscar op 0.26 sekondes en Russell op 0.23 sekondes. Russell te brilliant. Russell in die beste start van hy het nêrens gehad om te gaan nie. So as ons nou kyk hierso na hierdie video, as jy vir ons kan rol daar, Kali. Kyk al wys hy vir ons. En kyk hierso, Max gaan onmiddellik in. Ja. So hy weet Russell is hierso. As jy bo kyk na Piastri kyk links, regs en dan gaan hy links kyk vir waar George is, want jy gaan nou sien hoe gaan George langs Max optrek en Max sien met mens baie spasie aan beide kante. Daar kom George kry slipstream. Max is soos, frak, weet jy nie, Mercedes hier langs my. Onmiddellik as jy Piastri is, dink jy, okay, wie defend ek nou, want dit lyk asof want my logika sou gesê het as ek George was, sou ek miskien Max begin edge het na die kant, want onthou Ja. die trek is besig om te dogleg na die linkerkant toe voordat jy by die braking zone kom. En as jy play en jy gaan aan hierso stop gou. Dis hier waar ek voel Oscar nog net 'n halwe meter of so of 'n halwe kar. Dis eintlik net na hierdie, want net toe jy nou stop, het George actually links gegaan. Ja. Maar toe settle George en net daarna moes Max vinnig genoeg, nie Max nie, Oscar. Ja, dis net so rapsie terug, want George sou nie weer links gegaan het nie. Ja. En ek wil sy spoed was gebreek daar. Presies. En as jy nou kyk waar hy is reg geposisioneer. Hy's net nie heeltemal vir my in die middel. Hy's nog vir my te veel na die linkerkant van die baan toe. Ja, en op hierdie stadium van die geveg kyk hy ook En as jy kyk na presies. Ja. So sy kar is verkeerd geposisioneer. Nou kyk jy na Max. Max sien onmiddellik, maar Oscar se fokus Is op George. So hang terug 'n bietjie dat hy fokus op George, maar dan gaan ek later breek en kyk wat kan ek doen. Send dit. En as jy play druk, kan jy sien Daar uitgekom het. daar is hy. Nou is hy wy en jy kan sien jy kan sien hy wou hom wyd druk, maar toe 100 keer toe Max hom weer Ja. om weer net 'n banzai move aan die buitekant gevat. Korrek. So dit was briljant geweest. As jy miskien kyk van George se kant af, as jy George se video vir ons kan opbring. En dit was vir my interessant want George se video was regtig ook as jy kyk na wat hy hierso doen,
Kom hy? Daar so is hy's verby Max, nou sit hy hierso en hy kan nêrens gaan nie. Nou, wat doen jy as jy George is? Nou, obviously, jy sal sê, okay, kom ons speel die patient game, moenie risiko's vat nie, hier's 'n podium op die kaarte, jy weet, die heel naweek lyk jy Mercedes goed, en Oscar defend, verstaan jy, maar nou het hy soveel aandag van Oscar, dat hy eintlik 'n gaping vir Max geskep het. Ja. Miskien moes George, Het bietjie teruggehang het. behalwe vir dit, Vir Max bietjie. ook 'n bietjie van Max pressure gegee, verstaan jy? Want hy het die oorhand gehad in terme van acceleration. Yes. So as jy speel, Kylie, gaan jy en hy moes uit die throttle klim en toe is dit soos en daar sê, what the hell is Piastri doing? Daar laat hy Max verbygaan, verstaan jy? En honestly, van daai oogpunt af, sien ek maar net, jy weet, weer eens, dit is net brilliant van Max, op die einde van die dag, om daai visie, en veral op 'n start, die awareness te hê, want onthou, op start, jy ry nie met jou kop, jy ry op instinct. Ja. So jou instinct sê vir jou, hier's 2 karre, die treks op en snaaks genoeg, Piastri en ons spot nou uit om vir hom plek opgelaat so wys as die N1. Maar wat hy eintlik vir hom actually toegelaat het om te doen, waar Oscar dalk 'n bietjie onervare was, is hy het vir Max die racing line gegee waar al die grip is om te Ja, breek. exactly. Dis reg. So met ander woorde, Daai besig is om Max kon baie meer rotation in die corner indra. Maar dis presies hoekom George gesê het, what is he doing? Presies. dit. Maar dit geoverdefend op George. Maar die interessante ding hier is dat ek is oortuig van as ek 'n Formule 1 renjaer was, nê, en ek weet in watter posisie ek wegspring môreoggend en ek weet wie links vir my is en wie regs vir my is, wie voor my is en wie agter my is, dan sit en dink jy dit heeltyd oor en jy dink as dit gebeur, wat as dit gebeur? Wat as hierdie ou voor jou wegspring? Wat as hy wegspring en dan gaan hy regs? Wat as hy regs kom en dan kom hy links agter? So George het geweet daar's een van 3 of 4 scenario's wat gaan gebeur. En George het gedink dat Oscar gaan nie die racing line opgee nie. Ek dink George het gedink Oscar gaan obviously vir hom terughou indien hy voor is en dan gaan hy oorgaan op die racing line en hy gaan hy gaan definitief nie vir Max laat deurkom nie. Ek dink George het gedink if anything gaan hy lucky wees en iets aan die binnekant optel want hy gaan vir Max defend en dit is hoekom en dieselfde storie. Max het ook gesit en gedink, wat as dit gebeur? En as môre dit gebeur, as dit gebeur. Ek dink Max kon nie glo dat Oscar heeltemal in die binnekant van die race en dat cool thought dat dit actually gesê in commentary. So dis die baie belangrike punt wat jy noem daar, want as ek terugkyk na die wegspringe byvoorbeeld tussen Michael Schumacher en Ralf Schumacher in 2003 op Imola byvoorbeeld. Launch control, Michael het Paul, Ralf is tweede. Ralf kry 'n beter start. Maar wat doen Ralf? Ralf bly op die racing line. Ja. Michael gaan van die racing line af, maar kom terug op die racing line. Verstaan jy? So in fact George het so ook geweet. Hy kon nêrens gaan nie. Ja. Okay? So hy moes breek waar hy breek. Dis reg. Maar wat verbasend was is dat Oscar het 'n geleentheid gehad om toe te maak en ook op die racing line te breek en hy kon grip gehad. En presies, en nou het hy op die vuilkant van die trek gebreek en homself gecompromise. Ja. Want jy kon sien toe hy draai. Hy het nie ek bedoel as hy kom ons sê 2 of 3 km/h vinniger in daai corner ingegaan het, was hy en Max in mekaar in. Want hy het geandersteer daar. So want jy kon sien in die exit van Tamburello het hy amper full lock aangegaan. Ja. Daar's nog iets wat ek vinnig wil noem is ek dink soos ons nou gesê het, ten minste ek en ek dink meeste van die ouens ook, as jy antisipeer wat gaan gebeur en jy maak jouself reg vir wat jy dink gaan gebeur of 2, 3 verskillende scenario's. Max het ingegaan in hierdie race start in, nê? En Max het gesê, weet jy wat, hy gaan my defend. Op baie draai
gaan hy my waarskynlik van die baan af ry, maar ek gaan nie terughou nie, want as dit gebeur, dan vat ek die curb en ek kom voor hom in, ry so 'n bietjie in vars lig, crash nie, verloor nie posisie nie, of verloor nie 2 posisies nie, maak nie kontak nie, en vir daai paar sekondes, once again, as jy voor, en of dit nou 'n halwe lap kos om uit te figure wie was voor, so jy kan sien, Max het, okay, ons weet dit is Max, en hy hou nooit terug nie, maar hy was reg gewees, hy sou, maak nie saak wat Oscar gedoen het, hy sou nooit teruggehou het in daai draai nie, of hy sou op die baan gebly het, of hy sou van die baan af gegaan het, ek dink dit was very clear, en ek dink hy was net, ons het laas al oor, dis eintlik wat ek wil sê, ons het laas gepraat oor die voordeel wat jy kry om in free air te ry, selfs al beteken dit jy vat 'n 5 sekonde penalty. Gestel, Max was nie voor nie, en hy was afgedruk, en hy het curb gevat, en hy het vooruit gekom, en hy het homself nog steeds, wat was dit, 22 sekondes vooruit gery met 'n 5 sekonde penalty? Dan moet hy hom nog steeds. Dis presies die teorie wat ons laas van gepraat het. Korrek. Hy kon nie 5 sekonde gaan serve het, en hy sou nog steeds 15 sekondes voorgehou het, wat beteken hy sou nog steeds 'n free pit stop onder 'n safety car kon gemaak het. En ek dink, alles wat hierdie goed is, hy het dit als geweet en gedink, want hy het al gespeel vroeër in die seisoen, en ek dink hy was net vir hierdie reis, as hy gereed om te sê, boys, dit maak nie saakie, ek gaan verbygaan, al is dit van die trek af, Ja. ek sal die 5 sekonde serve, maar in hierdie draai gaan ek nie in, ek gaan nie opgee nie, en ek gaan nie terughou nie, en ek gaan die lyn hou, hy was net te confident in daai draai. Hy was, en hy het die Reg gewerk vir hom. en hy het die regte bande opgehad. Maar dink jy nie dis daar in 'n mate Oscar se onervaring wat getel het nie. Definitief. Maar kyk, dis nou maar eers sy, wat was dit, 3de, 4de pole wat hy gevat het? Maar weer 'n keer, ek dink jy enige, as Oscar gaan sit en gedink het, wat gaan alles gebeur nou met die rystart? Ja. Ek dink Oscar het ooit gedink, dat Max gaan kom torpedo, en op die baan probeer bly for that matter. Weet julle wie sou daai posisie gedefend het? Wie, Checo? Frans Herman. Frans Herman het sy debuut gemaak en hy het gevat. Frans Herman sou op die bol gewees het. Frans Ja, Herman maar wat wat ek- CEO.za. Verstaan jy? Nou, wat ek eintlik daarmee wil sê is, as ek dink, dit voel vir my amper dis 'n bietjie van 'n rookie mistake op Paul gewees, want as jy, Ja. ek dink hy gaan leer hieruit. Ja, en soos hy nou, dis 'n instinct ding, en Ja. hy was nie voorbereid, Nee, want hy was nog nie in so 'n situasie dalk. Maar nee, hy was nog Maar- want sy ander polls was relatief maklik. Ek sou gesê het is, weet jy wat, as ek tussen die twee moet gaan kies, wie sal ek Hou vir Max terug. wil injaag op die ou end? George is die makliker een tussen die twee, so kom ons sluit Max. Ja. Dis wat hy moes, maar dis wat George ook Okay, gedink het. maar nou roep ek BS op George se beef met Max. Okay, net op hierdie scenario. So, Het George en Max beef gehad. Help my. ja, okay, hy Ja, die verlede. moes nou vir Max aangevat vir een of ander rede verlede einde Ja, Februarie. wat jy meen nie? Okay, Ja, ja, dit's my. So, nou wil ek vir George vra waar sy balls Ja. om Max 'n bietjie te squeeze. Ja, ek Verstaan sê jy? dieselfde, ja. Waar is sy balls om Maar Max ek dink is omdat squeeze daar? ek dink 100% hy het dit nooit eers as 'n scenario geran nie. Nee. Want hy het nooit verwag Oscar gaan doen wat hy wil nie. So as hy indien hy dit sou gedoen het, nê, dan sou hy homself die geleentheid ontneem het om aan die linkerkant die overtake te kon maak het indien Oscar sou gedoen het wat hy verwag het hy sou doen. Maar as hy Dis- confidence gehad het in sy motor Ja. vir racepace, nee, Mm. sou hy nie ge-worry het oor Oscar nie. Hy sê geweet het sy reis is nie met Oscar nie, sy reis is met Max. Maar ek bedoel jy's Correct. in daai oomblik, in daai split, daai eerste wat 6-7 sekondes van die reis. Ja. Nou jy's nou daar. Nou dink jy, "Jesus, ek so vinnig hier kom Max ook." Nou moet jy besluit, gaan ek vir Max squeeze of gaan ek links bly want Oscar sien ook hier kom Max. En jy moet kies. En ek dink nie sy keuse was verkeerd nie. Ek sou dieselfde gedoen het as hy. As hy geweet het Oscar, dan obviously dan's 'n ander storie. So Ja. ek dink hy het dit gedoen omdat hy nie die eiers gehad het daarvoor nie. Ek dink net hy het iets anders verwag gaan moet gebeur. Ek hoor ja, dis nou waar ek weer inkom en sê maar jy weet ek dink altyd terug aan 'n ou soos Juan Pablo Montoya. Jy weet Juan Pablo Montoya en juis Imola 2004. Baton Paul, Michael tweede,
Die Bridgestones het teenoor die Michelins het tradisioneel baie langer gevat om op temperatuur te kom. So dit was altyd die Ferrari se Achilles heel gewees is om my bande op te warm en regtig 'n goeie eerste lap te hê. Tensy Paul begin het. Maar nou begin Michael tweede, gaan deur Tamburello, Jensen is long gone en hier's Montoya besig om helse pressure op Michael te sit. Gaan deur Villeneuve, Michael se tyres is nog steeds nie op temperatuur nie, hy understeer in Villeneuve en kan nie soveel spoed indra nie, Montoya is op hom en hy besluit, sy ding is, ek gaan jou nou wys, nee? En hy gaan in die buitekant om van Michael. Wat doen Michael? Druk hom op van die pad af. Ja. Dit is wat Max so gedoen het. Ja. So met ander woorde, ten minste het Montoya 'n kans gevat en gesê luister, luister, ek jammer. Dis nou of nooit. So ek sou, ekskuus, dis hoekom ek sê, was dit Max wat derde weggespring het en agter Oscar gesit het. Sou hy gesê het, okay, ek kom nou vir jou. Okay, Mag jy eers hierdie maar vat. kom ek sorg net gou vir jou, Ja, dit sit ja. maniere op jou. Stem saam. Verstaan jy? So Ja. dis wat ek voel. Dis wat Ja, champions Ja. maak. Die Verstaan jy? fout wat George daar gemaak het, is hy het klaar, daar was 'n split sekonde, daar was 2-3 sekondes wat hy reeds vir Max ge-overtake het, né? Hy het En wat die fout wat hy gemaak het, is hy het gefokus op die race lead vat, eerder as om tweede plek te laat stiek. Ja. Dis en ek dink dis 'n les en tot jy het nou gesê dat ek nie so daarna gekyk nie, maar George moes eers sy eie posisie defend het voordat hy jy weet en ja, miskien sou hy lucky geraak het want toe dit nou gebeur wat gebeur het as haar enigstens kontak was of 'n avoidance skoonpad. wat is die woord wat ek soek, avoidance action was, Ja. dan George die race lead net opgetel. Okay, maar nou wil ek ook sê, hoe rattle jy so? Wie vir Max? Impossible, maar. Nee. Ek kan nie vir jou sê impossible nie. Jy speel sy game. Dis wat Montoya byvoorbeeld met Michael gedoen het. Maar dit Kom ek gaan my teorie op. Max is ek nee, dit is goed. Kom ek Ek net Max is genius. Ja, ek weet nie wie dit kry. Onthou ons het laas gepraat oor hoe Max se approach verskillend is met twee McLaren drivers. Direk en dis want ek nou So nou wil ek sê speel Max met sy eie game. So en dis wat Michael later met Montoya begin doen het. Hy het helse aggressief geraak. So Montoya het in 2001 in Brazil, jy weet dis so 'n safety car restart. Michael het gewoonlik net soos Max in die apex drop hy en dan net as die ander ou gaan dan skiet hy. Maar omdat Montoya uit die IndyCar omgewing uitkom, was hulle baie gewoond aan 'n rolling restart. En Montoya het hom net gesmoke in die eerste corner in Brazil. En Michael het dit nie verwag nie, want Michael het dit altyd met ander gedoen. ja. So eet is 'n erm syne. al wat ek net sê is ek dink dis 'n guldige geleentheid. Al crash jy met hom. Dis hoe Max in lose kop geklim het. Ja. Jy weet, en 2021 is die played him in his game. Hy sê aggressive. Ek wil dit sien. Verstaan jy, al kos dit jou een reis, kan dit jou mentally Ja. net 'n Slingshot. slingshot vir die volgende paar races vir jy nie eers worry oor Norris en Oscar nie. Jy's in Max se kop nou. Verstaan jy? Sien, dis waar ek nou eintlik wil waar ek bedoel. Ek bedoel Oscar is nou sy derde seisoen waarmee hy tegnies opkyk. Ons maar nog relatief vroeg in die seisoen. En Max is nou wat 6-9 jaar. Wat Max nou al ervaring op het, toe nog 16, ja. So dit is 9 jaar omtrent. So met ander woorde vir my is dit daai konsep hier sit Oscar vars wil ek amper sê uit wat pole posisies aanbetref en eers skielik is dit
jy het 2 karre op jou gehad en jy weet nie watter een regtig om voor te gaan nie. So ek dink vir hom was dit 'n leerskool. Dis maar dit is ook moeilik vir hom. Ja, maar jy fout Wat het jy gedoen het? Nee, luister. Split sekondes, Luister, ons sê pause en kyk o, jy nee, sluit. Dis nee, sy luister. instinct het om net so 'n bietjie Dit is so. Kyk waar besluit gemaak Kyk, het. jy kan duidelik Tuurlijk, sien ja. al 3 van hulle het long-term gedink. Dis net ja. Max het in daai Ja, en ek stem. het die extra Oscar moes het die ek extra kapasiteit gehad om te sê okay, ek gaan nie vergaan. As Maar dit dit nou is goed wat dit- as dit fail, dan gaan ek myself teruggery en ek gaan damage control doen. Maar as dit werk, kan ek die reis wen. Ja. So it is risk and reward Ja. situasie, verstaan jy? Max het 2 goed wat tel in sy guns wat dit dan betref. Die een is sy talent Ja. en die tweede ding wat hy het is ervaring om homself daar te plaas. Hy weet wat om te doen as dit nie uitwerk nie. Hy verstaan uit daai verwysingsraamwerk. Oscar het nie daai raamwerk op die oomblik in hom nie. Nee. Terwyl ek wou amper sê George en Martin moes ook al 'n redelike verwysingsraamwerk al begin gehad het, want ek bedoel George ry nie van gister af nie. En hy praat soos jy dit gesê het, George moes sy posisie gehou het. Of want gefight het vir die posisie waar hy was. Ons nou moet ons ook eintlik vir mekaar sê ja, dit is Formule 1, maar sulke tipe van racing incidents selfs al is dit stadiger in F2 of F3 of whatever, as al die karre min of meer dieselfde spoed is, dan is die situasie ook min of meer dieselfde. So dis okay. Ja, So is so onervare eintlik. Nee, ek stem saam met jou Rassie. Ek stem regtig saam met jou daar want ek dink net jy was in my persoonlike opinie, Ja. ek dink Oscar was nou in genoeg scenario's met verskeie verskillende renjaars om te weet wat om te doen. Ek bedoel, hy het gewys in Miami. Ja, dis wat ek nou gedink. So, Hy het al baie kaunas gewys. verstaan jy? Hy het al enies. Verstaan Maar jy? ek, So, ek wil nou 'n kontroversiële opinie op die tafel sit. Oscar kon baie dinge verkeerd gedoen het in hierdie reis en Norris kon hom jump en hy en Max sou kon uitwees en bla bla. lucky daar. Op die einde van die dag het Oscar 'n goeie result huis toe gebring wat vir hom net op 'n backburner gesit vir een reis, nie as 'n backburner nie, die sideburner. En you live to fight another day. So hy kon dalk beter gedoen het, maar weet jy wat, met die pace wat Max gehad het, selfs al het hy daai draai gehou, sal die clean air vir hom, ek weet nie, Max het 'n helse reis gery. Ek dink So ek op die einde van die dag dink ek dat hy okay, is eintlik fine. Ek Ek dink bedoel, ons sou- ons ek kyk dink ons- volgende jaar weer. Ek dink ons Anders wat ek dit- dink ons sou Oscar en Max sien wegtrek van George af. Ja. En hulle sou 'n gap gebou het. Dan sou hulle gefight het en weet Max sou miskien dalk verbygekom het, maar dalk sou Oscar gesê het, "Dis right, maar as ons op die ander bande klim, dan gaan ek dalk get 'n pace advantage hê." Twee sou dalk nader So met ander woorde, ek dink hulle twee sou definitief in 'n liga van hulle eie gewees het dan. Maar jy weet, dis nou waar ek wil kom by McLaren. Voordat ek daar kom Ek wil net gou dit vra, jy sê dit en cool, maar in effek het Max weggery van Oscar af. So Oscar was in clean air. Hy was nie voor nie, hy was tweede, maar hy was in clean air en hy kon nie byhou. wel tot en So met as dit omgeruil was en Oscar was in clean air, tot en met die WSC kon Max nie verder as 1.7 sekondes. ek kan sê trek. okay, ja, fair. So Oscar was heeltyd in touch geweest. Maar dis al ding vir Oscar. Die punt was net, sorry dat ek jy kan nou praat. Die Oscar het net verkeerd sy span het 'n strategy fout gemaak want hulle het hom te laat gepit. Nommer 1. Nommer 2 is Oscar het nie 'n goeie outlap gehad met hulle het hom in traffic. Totaal en al. Verstaan jy? En dit is vir Charles 'n gap gekry het. Verstaan jy? En ek wil ook sê McLaren se pitstops die naweek was swaar. was Stadig. baie stadig. Ek dink Max se was 2.2 en Oscar se was iets soos 3.2 of 3.1. So met ander woorde wat ek net wil sê daar is dat dit was ook 'n bietjie van 'n drop of the ball van die span se kant. En hulle hou die rekord op 'n pit. Op die stadium is dit
tussen Ferrari en Red Bull, ja. Ek dink Leclerc is derde vanaf sy, ja. Maar as hy altyd weer terugkom na daai stad toe. Ja. Maar weer eens, ek dink net ek dink 'n paar dinge het net nie geklik vir McLaren die naweek nie. Behalwe quali. As ek nou vinnig net ek wou per se Oscar 'n positiewe ding daarvan kan sien. Eintlik van Oscar en Max saam. Al het Max daag ingestoomroller en Oscar op 'n manier probeer fight vir daai posisie in daai oomblik, het hulle dit albei fenomenaal skoon gehou. So dis wat my altyd laat dink aan Mika Häkkinen en Michael Schumacher. Baie fierce, so mooi. Baie fierce rivalry, but a lot of respect for one another. Absoluut. Dit was definitief een van die mooiste. Maar net mekaar probeer uithaal. Want kyk, daar so as dit nou Lando miskien was, okay, ek wou dit sê, onder gesproke of dit was 'n Charles 22 sou definitief Max uitgevat het daar. Maar Charles nou sou ook soos Oscar gesê het, okay, let's just give him space. Hallo ry. Kom ons kyk wat ons kan doen van hier af. Gedoen het. Hamilton was in George se posisie. Hamilton sou ook spasie En 'n Ferrari. in George se posisie. Mercedes. In George se posisie. Ja. en Johnson. Hy sou dalk 'n ander Ek dink Hamilton sou pressure op Max sit. Ja, want dit is vir sy just to get back. ja. Not back at him, but get back in the game. Yes. Ek wil so graag praat oor Charles. Kom ons gaan. Ek wil aanbeweeg net vinnig. Behalwe, kan jy nog 'n bietjie afgaan kan op ons notas. Ek dink ek wil net praat oor Ferrari. Ek dink kom met vinnig. Ek dink dit was my baie disappointing om te sien hoe Mercedes se pace gedrop het in die race. Ja, en hulle ook upgrades gebring. Hulle het upgrades gebring, maar dit was baie klein upgrades geweest, was nie 'n major upgrade geweest nie. Maar Ferrari is ook 'n groot talking point die naweek. Ek bedoel, home race, in Imola, jy weet, kyk, alles definitief lucky met die safety car, maar Charles se race, hoe hy voorgehou of wel sy pace gehou het, sy nie net sy timing van sy pit nie, hoe hy uitgekom het. Hy het op 'n stadium gelyk asof hy gaan podium vat. As dit ek bedoel as ek sê nou lucky deur die safety car, maar dit is ook moeilik want daar was 'n safety car en was daar die WC geweest. Nou ek bedoel op 'n stadium het is dit die eerste virtual safety car het hom eintlik sleg benadeel. In fact, Charles is eintlik benadeel deur albei, reg? Ja, hy was. Lewis is bevoordeel geweest. Lewis was. Ek dink met die WC kon hy was hy nog okay? Ja. Ek dink dit was fine. Ja, maar met die safety car, full safety car was hy geskroef geweest. Selfs met Carlos. Ja. Wat eintlik 'n brilliant. Ja, presies. Nou nog nie, ons kan anders toe gaan. Net eintlik eers gou chat oor Charles. Maar Charles vir my, ek dink wat vir my so uitgestaan het tussen Charles en Lewis die naweek is die verskillende bestuurstyle wat hulle het. Kyk, ek is 'n Charles fan. Obviously, ek dink ek love sy aggressie wat hy het en sy passie wat hy het, maar terselfdertyd weet hy ook hoe om sy bande in die regte venster te hou die hele tyd. Jy weet so hy ry vir my 'n baie mature tipe styl. Ja. Baie afgeronde draai. Baie afgerond. Nou kom jy met Lewis en Lewis speel patient game. Patience. And to be honest with you, he got lucky with the safety car. En toe is hy op die regte tyre en hy het 'n paar goeie moves gemaak daar. Kyk, maar met Charles se vroeë pit, wat Charles en Piastri se verskil was, is Charles kon die pace van die Ferrari gebruik om verby te gaan. Hy het nie te lank agter gebly nie. Ja, en hy het vinnig gepounce waar Oscar het nie. En in 'n tyd waar ouens begin struggle het met daai tyres, eintlik al moes gaan pit hê.
en verskillende gaps op die baan begin oopmaak het. Again, totdat die WC uitgekom het en toe begin Charles Villa af, want So nou twee ouens wat hy eintlik moes overtake in die top 3 het natuurlik so vir die pitstop So kom ons vat byvoorbeeld, kom ons sê Ferrari, beide Ferrari se beere gaan na Q3 toe en kom ons sê hulle het 5de en 6de begin. Dan was hulle geskroef gewees hierna uiteindelik. Wel, Hamilton sou baie laer geëindig het. Ja, verseker. Maar, Charles, I don't know. verstaan jy? Ja, jy weet nie wat hy sou Die pace wat hy kon gebruik het, ek sê net weer Ja. as dit is wat hulle kon doen van 11de en 12de af. Kan ek gou vir jou ietsie vra? Hoekom het die Ferraris uitgeval in Q2? Ek dink net ek dink dit het te doen gehad met die weet julle wat neem niemand in ag altyd nie, nê. En dit is 'n belangrike punt om te noem. Onthou daar's baie support races voor die tyd. Ja, en die track evolution. Track evolution, presies dit. Want dan jou swakker spanne opgesit as jy verwag het. En dan het jy het Porsche Supercup, jy het die F, jy het die W Academy, jy het die F2. En die punt is daai bande is nie dieselfde tipe bande as wat jy het nie. So met ander woorde, maar wat hulle wel doen is hulle gee marbles af en hulle obviously gee olie af. Ja. So met ander woorde, ja, hulle rubber die trek in, maar wanneer jy daar kom, onthou hulle het 4:00 die middag gekwalify. Ja. So wat gebeur is die temperatuur raak laer. Die trekkondisies lyk anders. Daar was 'n gust gewees wat in Villeneuve gewaai het wat nie daar was nie. So ewe skielik begin die weeromstandighede, die baanomstandighede, baie eksterne faktore begin 'n rol speel en ek dink dit het net Ferrari uitgevang. Maar het hulle uitgevang omdat hulle gedink het hulle is veilig of het hulle dit uitgevang deurdat hulle nie, want hoekom ek dit vra is dit voel vir my hulle het nie slegte laptye opgesit nie, maar die ouens het hier op die einde deurgekom met dit. Ek het ook nie verwag daai ouens van sulke tye op. Weet jy, ek honestly dink hulle wou nie die Carlos Sainz en Williams het 'n 1:14.9. Ja, hy het op 'n stadium Paul kan ek iets opmerklik vir my was. Kyk, ons is in die eerste keer wat ons die C6 band gehardloop het die Dis reg. nê. Nee? Ja, ons is gesukkel op hom. Wel, ek dink Ferrari het want hulle het hom heeltyd gebruik. Hulle het hom heeltyd getoets. Jy weet, so nou kom hulle daarso in quali en die C6 band fire nie op nie. Kyk vir Russell. Russell kon ook nie die C6 band fire nie. Laaste qualifying op 'n medium en toe kom hy derde. Ja. So met ander woorde, ek dink Ferrari moes 'n sacrifice maak Met een van die twee. met die C6 band om genoeg hards en mediums beskikbaar te hê vir die reis sodat hulle beter in die reis kan doen. So Daar's 'n paar ouens wat daaraan aandag gegee het. presies. En Williams was ook een van hulle gewees. So ek dink net dit was 'n trade-off gewees, jy weet, en ek dink dis waar Ferrari dit dalk net so bietjie gemis het. Byvoorbeeld, ek dink hulle kon dalk 'n kans gevat het en Versaal in Q2 op 'n medium en nie op 'n soft. Ja. Dit sê dalk die reis net so veranders laat lyk het Versaal. So ek weet daar's soveel scenario's. Sit dit te spekuleer. Ons was nie daar nie, ons het nie geweet wat dit doen. Ons het nie al die telemetry data beskikbaar vir ons nie. Maar my logika sê vir my net op bewyse van wat George gedoen het. En selfs Alonso. En Alonso 5de. Ja. Verstaan? En weer eens, great progress deur Aston, maar dan verloor jy pace deur hy. Ek meen op 'n stadium het hy gevloek op die radio gesê I'm the world's most unlucky F1 driver. Verstaan jy? Ja. En dit stem saam met hom. Daar was ten minste 3 van hulle op die trek. Maar sy pace was actually nie sleg geweest. Ek het ook gedog. Ek bedoel, as ons van 'n superbroek kan praat, daar sit ek 'n lekker superbroekie by mekaar al Vrydag. En quali is so shambles, al die Ferraris val uit en flippens en Laura crash uit. En
'n klomp snaakse dinge gebeur en ek gaan kyk en ek sê okay, Dus almal sit ons geld op golle. Pinto. early broepunte kry jy 2 ekstra punte. Dan dink ek ja, maar ek het 3 ouens gekol wat buite die top 10 gaan begin en my podium is dalk nie heeltemal lekker nie en ek het reeds die poll reg geraai. Nou dink ek okay nee wag. Ek gaan nou 'n bietjie shuffle want ek dink ek gaan dalk nie net daai 2 punte kan opmaak met 'n ekstra punt nie, maar gaan dalk even bullseyes kan kry met 'n paar ekstra halwe punte. Tot die flip en safety cars begin uitkom, toe reset die hele bloody ding weer homself. Dis die Antonelli weer in die punte en ek bly ek verstrol op my top 10. Ek het verstrol in 10 met want as ons nie safety cars was is die Warten sou deurgekom het. En ek meen hoe erg is dit, nee, dat Alonso nog steeds nie op die bord is vir punte nie en hy maar dit is my hartseer. Nadat hy so goeie qualifying gehad het, maar ek bedoel ons kan in die volgende episode praat oor waar dit hom los vir Monaco. Ek dink dis die eerste naweek waar Adrian Newey en Aston Martin gaan opdaag. Is dit? Hy sal nie Monaco mis nie. Ja. Kom ons kan ons praat oor Williams. Ja. Ek voel dis noemenswaardig om te praat oor hulle. Jy weet, Charles was soos op die limit geweest daar met Albon. Ons moet teruggaan as ons nou oor Williams praat. Goeie naweek, né? Carlos spesifiek het ek gesien in practice sessions en quali. Ja, Goeie laptop opgesit. Hy het een of ander sweet spot gehit, was dit in Q2 dink ek. Even quali, even Q3, not bad. Ek het gehoop hy's 1 posisie hoër wat hy nie was nie. Toe kom die race, goeie pace gehad, relatief vinnige pounds, pit stops, timing was spot on geweest. Kom die safety cars. Ja, so dit het weer eens ook hulle reis gespoil, maar ek dink ek luister na Albon se reisinterview na die tyd. En Albon het gesê daar so jy weet dat hy was dalk te oorgretig om verby Charles te kom. Want hy het genoeg tyd en tyres gehad om verby Charles te kom. Toe druk hy als weg. Jy weet, maar jy dink hy, we gaan verby Charles. Verloor het ja, en dan Oscar is net hier voor. Jy weet, so my punt is net as ek dink ek weet Albon het dalk het lanklaas eintlik sy hand oorspeel. Ja, maar hy het lanklaas daar gejaag. Daai tipe battles gebied. Hy het nou weer en dis vir my eintlik jammer, nee. Awesome. Ja, maar weet jy wat's jammer vir my van dit is dat dis die tipe foute wat hy by Red Bull gemaak het. Ja, maar as die stakes groot was. Dit is Ons nou weer en dis waar nou weer is. Ja, maar nou wil jy die vraag begin. Nou wil jy hy moet begin bietjie maturity voorsien. Soos okay, gaan nie dis nie aan die sjaal gaan my druk. Kom ons flous hom. Kom ons kry 'n manier om te flous. Ja. Verstaan jy? En Shaw is 'n moeilike ou en toe moes hy die plek teruggee in elk geval want hulle was under investigation. Maar ek dink as jy kyk na die reflection wat Albon gegee het is miskien moes hy 'n lap langer gewag het dan sou hy dalk 'n baie skoner move gemaak het op Shaw. So my ding is 'n goedkoop lesie geweest vir hom. Dit is 'n gesoek want hy het nog steeds punte en hy's lucky dat hy kan as jy die Williams prentjie vat. Ja, nee, absoluut. Verstaan, is nog 'n greider. Dan sit hy weg. Maar as jy kyk waar hy gehardloop het. In die podium was rarige realiteit vir ek dink net weer ek sad kyk is bly vir Williams. Die sad daarvan is Carlos is beter as Albon en ek nog op vervaarhuis is maar baie spesifiek hierdie naweek. En weer 'n keer eindig Carlos met enkele puntjies. En Albon met die meeste. Albon het nou 40 punte en Carlos het 11 punte. Ja. En Carlos dink ek net ek bedoel hy is nou baie unlucky weer. Dis eintlik sad. Dis amper dieselfde Carlos ek voel vir my Carlos en Alonso kan so saam bier gaan drink, jy weet. Want hulle albei verdien meer punte as wat hulle sê. Ek bedoel Flip en Stroll is bo Carlos met punte, verstaan jy? Maar dit gaan verander. Ek bedoel ek dink ons 3 punte tussen ek dink Stroll het 14 en wie se ander boom wat ook 14 het. Esteban Ocon. Ocon, ja.
So Carlos gaan Ocon en Ja, en Stroll se pap eet binnekort. Ek bedoel ek hou nog steeds vas in die droom. Williams gaan 'n podium kry die jaar. Verseker. Aanhou soos hy Ek het as daar was 'n very brief dream alive hierdie naweek waar Carlos 'n bietjie hoër sou kon kwalie. Ek het op 'n Sondag gedog, Jesus, as Carlos 'n Q3 race wat 'n Q2 gery het, kan hy front row vat. Ja. En in 'n brief moment in die race met sy 'n goeie getimede pit stop en die ander kant het so goed gewerk het, soos Charles ook. Ek het nog hierso gaan Charles en Carlos op 'n podium sit vandag. Ek dink dit was nie so clear cut vir Carlos nie, maar toe dit oopgaan vir Charles en ek dink maar as daar nou as daar nou 'n safety car uitkom en die timing is so aard dat die race leaders verby is en Carlos slaan daai window perfek net voor die pitlane, dan kon hy dalk nog voor dan kon hy sy laaste stop gedoen het en klaar gemaak het. Maar ek dink wat vir my positief is van die Williams kar self is dat dit was medium high speed corners en dit was ook 'n baan wat baie traction nodig gehad en dit was hulle Achilles heel. Ja. Wat Sainz baie pertinent uitgelig het in testing. En ek dink dit sit hulle op 'n goeie traject vir die res van die jaar en vir Monaco. Ja. Ek dink hulle fyn baie Dit wat ek nou wou gesê het, ek het aan die begin van die seisoen eintlik laas jaar al het Williams goeie kwalies begin doen, reg? Maar die race pace was dikwels lacking geweest. Die een ding wat ek dink hulle hierdie jaar reg kry is om die race pace om nie die quali performance te verloor nie, maar die race pace te kan bybring. En spesifiek dit gaan great wees. Kyk, as almal tune hulle karre vir quali vir mekaar. Maar dan so ook Williams. Korrek. So dit gaan interessant wees. Ja. Maar ja, ek dink hulle het 'n great season wat voorlê. Hulle gaan nie hoër as 5de eindig hierdie einde van die jaar nie. Maar hulle gaan sterk vashou aan 5de en wat ek wil sien is waar die individuele drivers kan in die drivers lock kan compete. Dan laastens wil ek net hoor Kimi Antonelli. Okay. Dit was vir my teleurstelling die naweek. Ek dink dis omdat dit Italië was. Ek dink daar was pressure. Ja, ek dink ook pressure op hom. Dit was 'n baie groot hype Dink rond. sy crash was daar. Hey, hy wil ek nie hy het al sy skool. Ek vind net gesê hy het al sy skoolmaats Vrydag daar gehad. Miskien was hy crash daar, maar my punt is ek dink Kimi het dalk net Die oomblik was te groot. die oomblik was bietjie groot vir hom. Maar dis wel 2 races. Ja, maar hierdie rond is dit anders. Onthou dis nie net op die baan nie. Dit is En dan het vorige Grand Prix het hy regtig sy mojo gevind, né? Ja. Miami. Vorige een dis Sy het hy pole gevat in die sprint, derde gevat in die race quali. So ek bedoel jy is reg. Definitief. Dan dink ek net aan water gekwalie. hy het Nou hierso nou. hy het nou hierso vir Imola Ek kan nou nie die quali onthou nie. Versikkel van kwalie af al nie. in quali het Maar hy hy was in die top 10 of nee, 13. nee, hy het 13e gekwalifieer. Oh, was dit 13 agter die twee Ferraris. Ja. En dis weer unlucky anyway. Maar hy het dan punte gekry, right? Hy het Ja, Hy het ek ek het hom nie gehou. gegaan. Sorry moes ek hom afval want die arme bloetjie sukkel met practice en quali 13de en Maar ek dink die goed van nee, hy het net 'n DNF gehad. Dis reg. wanneer? Antonelli Dis reg, hy het 'n DNF gehad. Jy's reg. Ja. Jy's hy reg. en Oncon is Dis waar vir die geel kar af was. Jy's reg, Jy's 100% reg. Sorry, jy's reg. Ek ek dink nou aan die engine failure. maar hy was in die punte toe hy Ek dink hy was 10de of 9de of iets gewees. Ja, hy was So weer Dit eens is reg want ek is al verlig. so hy deurgekom maar nog steeds ek het net daai raw aggressie en pace van hom verwag die naweek en weet jy wat is my interessant, dis wat trek soos iemand so lekker maak vir my is dat as jy onervare is dan gaan hy jou vang. Nee, seer man. ja. Verstaan jy? En 'n ou wat patient op die throttle is, wat weet hoe die curbs nou die regte lyne het, wat weet
jy weet, alles sê mos altyd let the car do the work of jy weet, let the ball do the work, verstaan jy? Dis that's what she said. Dit is presies dit en dit voel vir my soos byvoorbeeld Yuki se fout is waar hy net dalk 'n bietjie te hard gepush het, maar is hy nie frustreerd nie. nee, ek dink hy het net 'n opportunity gesien om vinnig te gaan. Ja. En hy was net Ek dink is presies wat jy sê. te oorgreed. Dis 'n sensitiewe baan. Ja. Dis relatief nuut nog in die kar. Ons het dit gesien met Colapinto. Presies. Ek bedoel daar het al die rookies dat En Hajar het amper dieselfde fout gemaak. Ja. sien in die begin van die jaar al die rookies het op hulle eerste reis aangejaag. Hier kom Colapinto in, selfde storie. Okay, maar weer 'n keer moeilike baan. Maar dit bring my dis nou lekker. Ons sit nou en ons kritiseer vir Kimi Antonelli, né? Glad hier. Nee, maar hoor my uit die leerstelling. Ons is ja, maar as hy dieselfde traject as al die ander rookies gehad, dan sou ons eers gepraat het oor hom vandag. So hy het homself in 'n verwagting gaan inry en ons weet hy kan en nou doen hy nie, maar dis eintlik wat ek wil sê. Dis eintlik okay nog, dis fine. Want dis ek dink ek hoop dis die anomaly van die jaar. Ek vermoed ek dink hy's baie light-hearted ou en hy's baie positief. Ek dink nie hy gaan noodwendig nou in sy kop en ek hoop nie so nie. Ek hoop hy het 'n lekker Monaco race top 6 finish of something en tel op en gaan aan. En ja, Imola en is 'n Italiaanse Grand Prix, so dit was vir my 'n bietjie meer pressure as gewoonlik en bla bla. Maar ja, ek weer ek eintlik wat ek probeer sê is dis eintlik cool dat ons oor 'n rookie kan praat saam met al die ander heavyweights. Maar hy is nog steeds 'n rookie. So is reg. Ons hoef nie ons het nooit dit eers van hom verwag nie. Nou sit as nie so ons is kom bra, jy moet nou bring want ons weet jy kan en Maar kan dit nou saam met dit net benoem, daai klong is 18 jaar oud. En presies. Maar nou ja, Verstaan? Ek bedoel, kom ons dink gou terug toe ons 18 jaar oud was en jy moes daai pressure vat wat daai laaitie vat. dis waar ek wou gewees het. Sorry, ek dink dis lekker vir 'n 18-jarige want jy het nog nie te veel dinge. Jy weet nie wat jy verkeerd kan doen nie of wat kan gebeur nie. Ek hoor jou. Daar's nie regtig politiek nie en jy worry nie oor jou tax en goeders nie en jy worry nie oor wat se girlfriend en die en en wie ook al die sponsor wat jy dis net jy's daar en al wat jy doen is jy geniet jouself en jy dink eintlik verder as dit en jy is dankbaar jy het 'n Formula 1 seat. Ek dink dis amazing en ons het lanklaas daai onskuldige passie op die trek gesien. So die laaste keer as ons gesien was Colapinto laas jaar daar. Ali Behrman dalk so klein bietjie. En voor dit Steven George was baie serious baie vroeg in sy carrière. Dit bring my my laaste punt vir ons episode nou is die ou wat vir my moes impress die naweek was Lewis Hamilton. Nee. Damn. Jy moes dit daarin gooi. Kan ons net 'n oomblik van stilte hê? Vat op. Hajar wat in die punte geëindig het. Ja. Hy het my verbaas. So hy het goed gekol, hy is so. Ja, ek het dit nie Hy het actually nie. Weet hy nie? Nee man. Hajar het ja, hy het die uitkeeper gehandig, hè? Nee, hy het nie. Hy is in Q2, hy is hy 9de gekwalify. Maar wat ek net wil sê is tussen al die mayhem en waar sy spanmaat geëindig het. Het hy weer punte? Kom ons vergelyk dit 'n bietjie. Wow. Want kom ons wees dan eerlik. Liam mag dalk op papier tegnies kan 'n mens dit dan weer hy is nie 'n rookie nie. Liam wen. Ja, maar dis ook sê, party mense mag hom sien as 'n rookie. Maar hy tegnies was ook 'n genoeg wys afge. Liam. Weet julle waar bly Liam? Hy bly stil. Dit was die man. Nou doen hy Dit was die man. Nou doen hy. Jy het al gesien in die paddock. Hy is deesdae baie stil daar in die paddock. Hy's nie meer nie. Ernstig genoeg, ek sien daar's gerugte dat hulle hom op 'n warning vir die volgende 4 reise. Ons hom terug.
Want daar's blykbaar 'n baie jong ouetjie wat deurkom in die Red Bull Academy wat Ek dink Danny Rick en Liam Lawson moet saam 'n go-kart daar in Australië oopmaak. Ja man, hy is in Nieu-Seeland. Hy Sonder speel ons keer man. Dis hy. Ja, Of hy moet gaan speel vir die Blues. ICT. jy reken hy gaan Ram- daar in Brumbies. Onthou jy by Hey, al die ou dae. Ja, verstaan mos dit. Boots en alles. Ek hoor hulle hoor hierdie ene. Ouens, dan ek kan nog steeds nie verstaan hoekom Wat? sal julle vandaan? Hoekom vertel my gou wie het wanneer het gesê maar hulle wil Imola cancel? hulle het vroeër die jaar gesê hulle dat hierdie is die laaste Ja, jaar wat Imola op die kalender is en daar's nog nie 'n contract renew nie. Daar's nie 'n renewal nie. Maar is dit nie net 'n lekker stukkie ding om pap dik aan te maak net om er nog 'n kontrak herneem? Presies, maar nou die ding is dat hulle hulle kyk obviously na ander races. So Suid-Afrika. Suid-Afrika is een van hulle. So wat sal jy sê Imola Rewa- of Kyalami? Nee, dis nou waar jy my verkeerd gaan verstaan. Ek haal onmiddellik vir Las Vegas af. O, verseker. Ek haal onmiddellik vir Qatar af. Nee, Qatar is 'n lekker baan, maar Qatar is stupid. Hoekom moet ons 3 races in die US hê? En hoekom moet ons 3 reise? Ek meen van die 3 races in die US, nee, is Miami en Austin vir my Austin is al. brilliant. Verstaan jy? Ja, Miami ook ek sê. Bo Las Vegas kies. Ja, I agree. Vegas is I agree, 'n pure marketing Nee, strategie. Ja, Ek bedoel, as jy nou vir my sê iemand word misbruik, gaan net na wese F1 driver vir 'n naweek op in Las Vegas. O, ja, verseker. Jy is 'n marketing true. puppet, verstaan jy? Ja. So haal Las Vegas af. Okay, en ek sê jammer, dis opinie, dis my persoonlike opinie. Nee, ek stem. Ek hou eerder vir old school tracks soos Imola op, Spa op en daar was op 'n stadium gerig het hulle Imola en Spa ry. Dis ja. En ek dink dis ook stupid, verstaan jy, want hulle al die verdien en wat te wees. Maak dan freaking plek vir die ding. Ons kry nog Italiaanse tracks. Mugello, Magellan. Magioni, okay. Ken jy dit nie? Ja, daar's 'n paar, verstaan jy? So, ek sê net op die einde van die dag dat Misano is daar ook. Hy's gewoonlik op MotoGP, Ja, ook. Misano. Maar met ander woorde wat ek net sê is daar soveel history op Imola. Verstaan? En ons het die naweek gesien. dat hulle dit gaan cancel. Ek kan ook nie sien nie. Dis 'n briljante Grand Prix gewees. Vir my net nie realisties. Ja. So ek hoop regtig dit bly, maar as daar moet 'n keuse wees, ek sien nog heeltyd die eerste reis wat moet vaai is Qatar. Ek dink ek sien dit as 'n useless reis in die middel van UAE wat 'n baie convenient ekstra reis is na Abu Dhabi toe byvoorbeeld. En ek Ek dink sit Marais is niks af wil hou hulle daar. Sit net by. Ek wil elke naweek 'n reis kyk. maar daar's nie genoeg ja, maar dit is nou waar die ding inkom. Ek sê hou 2 karre per span op die trek, maar het 3 of 4 drivers 'n jaar en gee vir hulle kwota. So weer eens kom terug na sprintraces met reserve drivers reg. Iets is dit, ja. Ja. En Bring hy derde kant. en volpunte kry. Stef. Volpunte. Ons sien ons kan sprintlyses las as ons net elke naweek 'n reis het. Dan het ons nooit sprintryses nodig nie en ons het nooit halwe punte nodig nie. Jy kry 3 of 4 drivers. Jy sê dat elkeen van hulle moet ten minste 5 of hoeveel races ry 'n jaar. Ek weet dit is nou 'n klomp challenges met punte en dis maar daar iets iewers moet en kan daar iets wees. Daar kan iets daar wees want daar's soveel talentvolle ouens daar. Ek weet 'n trek is net so goed. Ek weet ons kan nie 24 of ek weet ons kan nie 12 spanne hê en 24 karre op die baan hê nie. I get that. Ek weet ons kan ook nie 3 karre per span op dieselfde baan op dieselfde tyd nie. I get that. Maar hoekom kan ons nie meer as 2 drivers hê en meer races in 'n jaar hê nie? Wel, ek meen dis waar en ek bedoel ek het gisteraand 1995 se Monaco Grand Prix gekyk. En toe staan daar Lekker. toe die twee toe het Coulthard vir Williams gery, Jean Alesi vir Ferrari en Berger vir Ferrari.
En toe het Coulthard 'n crash veroorsaak by Saint-Devat, die eerste draai, Ja. en Aloysius voor hom. Burger moes wyd gaan en slat sy agterwiel teen die barrier vas en hy retire en toe sou 'n hele restart. Ferrari het 'n spare car gehad vir Aloysius en vir Burger. Jy weet, maar dit was omdat hulle die budget vir dit gehad het. Ek kan net sê ander regulasies. Verstaan jy, maar weer eens, ek dink het Jy het so gepraat van budget. Het hulle Tsunoda, het hulle vir my 'n hele nuwe kar gegee. Wat? Hulle net die agterkant oorgebou. En 'n nuwe frontwing opgesit. Ja, ek dink dis Ek het gedog die kar is Dis 'n ouer front, dit is die vorige frontwing wat hulle vir hom op. daai Is dit die upgrade van nee, was ja upgrade van wing, ja. want daai kar het flippend sla. Toe dit gebeur het nog ek is uit vir die hele naweek. Ja. Ja. Dis hoekom ek my superbroer gaan verander het. Ja, nee. Ek het ook gedink daar vir my luister dat daai klomp dit wys jy hoeveel ongelooflike veiligheidsgoed het hulle al ingebou. En Daai daai oud se goeie plek. job het Yuki gedoen. Ja. Ja, daai was 'n crash vir die boeke. Dis net vir die highlight Dit reels. was reg. Om hom backwards In te fact, ek dink om hom te reverse binne die barrier en om 'n 360 flip staan. Jy weet net nou nie ook pro skater moves daai. Jy weet so. En het hom geslat op die kop en alles terom, wel, dan danksy die halo. Ek dink hy is so lank jy weet daai halo. Ja, exactly. Maar ouens, Great Grand Prix. ja, flippend great Grand Hoop Prix. julle het dit geniet soos baie soos wat ons dit geniet het. Asseblief onthou om te subscribe en share en dankie as julle ingeskakel het en laat weet ons hier in die kommentaar hierso moet Imola bly of moet Imola gaan en hoekom. En dan sien ons julle vir die volgende episode waar ons Monaco gaan bespreek wat die tweede reis is van 'n triple header. Sien julle nou.